O glorious day, is dit nie wonderlik nie? Dat daardie dag wanneer die Here Jesus kom, en al hierdie dinge op hierdie ou planeetjie is verby, en ons is ewig saam met hom, en ons weet dit is waar, omdat hy opgestaan het uit die dood uit. Is dit nie wonderlik nie, dat sy opstanding uit die dood, het alles, wat hy ooit gesê het, waar gemaak. Jy weet, ons kry ouens, ons het 'n spreekwoord in ons dag, wat jy baie keer hoor, talk is cheap. Jy weet, ek sal dit doen, ek sal dit doen, ek sal dit, ek het dit, my pa het so, my broer, en praat. En dan sien jy nooit hierdie goed gebeur nie. Maar is dit nie wonderlik nie, dat ons heiland, alles wat hy gesê het, het hy gedoen. Ek wil, die onmoontlike, dat hy vir sy disippels gesê het, ek gaan opstaan uit die dood. En vanoggend herdenk en vier ons dit. En is die graf leeg, en kan ons vir mekaar sê, hy het opgestaan. Is dit nie wonderlik nie? Kom ons bid saam. Here Jesus, ons harte is vol dankbaarheid teenoor U vir die feit dat die graf leeg is vanoggend en ons harte vol is. Tjoe, ons is so dankbaar. So dankbaar dat dit nie leë beloftes is, waaraan ons vashou, so baie gelowe, dat miskien, hopelik, eendag sal iets gebeur nie. Dankie dat ons kan terugkyk vanoggend, en dit kan vier. Dankie dat daar soveel bewyse is, dat U opgestaan het, soos U gesê het. Dankie dat U daardeur U kruisdood kom, validate het, dat dit wat U gesê het gaan gebeur, U gaan die dood oorwin, is die bewys daarvan. Dankie Here Jesus, dat ons vanoggend by mekaar kan wees, met die wete dat die ewige lewe wat U vir ons gebring het, reeds in ons harte heers. Is nie iets wat vir ons wag nie, ons het nou reeds die ewige lewe, en ons is so dankbaar daarvoor. Kom seën ons saam wees vanoggend, mag ons terwyl ons hier as U kinders by mekaar is, die vreugde ondervind van wat dit is om 'n lewende God te aanbid. Kom seën U woord tot ons harte asseblief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou as 'n reël by so 'n geleentheid, dan praat die ouens en dit gaan oor die opstanding van die Here Jesus, maar ek wil vir jou sê, ek wil graag dit deel vanoggend aan die hand van die opstanding wat ons beleef het en wat die skrif vir ons gegee het van Lazarus. Kom ons blaai, die wat ons Bybel het, Johannes 11. Johannes hoofstuk 11, en ja, ek bedoel 'n begrafnis en 'n dood is 'n realiteit. Daar's nie nog so iets in ons lewens wat ons ondervind en ervaar soos dood nie. Dis 'n reality check wat ons net besef, dis van klein tot stokoud, almal van ons, ergens in ons lewe word ons keer op keer gekonfronteer met die dood. En solank as wat ek en jy in hierdie lewe is dood deel daarvan. Die dood is nie aan die einde van ons lewe nie, die dood is deel van ons lewe. Soos ons geboorte deel is van ons lewe, is die dood deel van ons lewe hier op aarde. Maar as dit net vir dit was, dan was dit verby, dan was dit net verby. En Martha en Maria is daar in Betanië en hulle ervaar hierdie enorme hartseer en droefheid, soos net twee susters kan oor die dood van hulle enigste broer. En ja, almal van ons het al iemand naby aan ons verloor. Ons het al by 'n graf gestaan wat dinge vir ons net nie sin maak nie. Almal van ons weet wat dit beteken om daar te staan en te besef, hier is 'n realiteit en 'n werklikheid wat nou ingegryp het hier in ons lewe, wat baie groter is as ons, wat ons wens ons kon verander, maar daar's absoluut niks wat ons daaraan kan doen nie. Hierdie hartseer wat jy beleef en ervaar, hierdie donkerte wat oor jou is in daai tyd, en wat jy voel, gaan die son weer skyn, gaan die lewe ooit weer vir my sin maak. En is in 'n tyd soos hierdie wat Martha en Maria wag en hulle blameer Jesus dat hy nie vroeër gekom het nie. Maria sê vir hom op 'n stadium, Here, as U nie net betyds gekom het.
My boetie sou nog hier gewees het, ons sou al hierdie moeite gespaar het. Here, nou is dit al 4 dae. Hy's al 4 dae in die graf, hy ruik al. En nou eers kom u hier by ons aan. En Jesus sê vir haar in vers 23, Johannes 11 vers 23, Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die weg. Nee, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe, tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Wat 'n statement wat Jesus hier kom maak. Ek is die opstanding, maar ek is baie meer as die opstanding, sê hy vir haar. Hy sê ek is die opstanding, maar ek is ook die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Wat 'n wonderlike oggend is dit vir oggend, om te besef, dit wat Jesus hier gesê het, is absoluut die waarheid. Hy is die opstanding, en hy is die lewe. En ek en jy, as wie in hom glo, sal lewe, al sterwe ons ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe, tot in ewigheid nie. Dat ek en jy, as ons vertroue en ons geloof in die Here Jesus gestel het, het vanoggend hierdie seker wete, dat ons sal nie sterf nie. Fisies ja, maar geestelik, ek en jy het die ewige lewe, die opstandingskrag van die Here Jesus, wat al die wette van die natuur oortref het, daardie oggend toe hy opgestaan het, vroeg in die oggend, dis die laat ons so vroeg by mekaar is, om dit te herdenk. Daardie krag is dit wat hy vir my en vir jou kom gee. Dis deel van die ewige lewe wat ek en jy in die Here Jesus het. En hierdie wonderlike woorde, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ek is die opstanding en die lewe. Hy is nie net die hoop na die dood nie. Baie keer sê mense, ons is so bly, broer, so en so, of hierdie een is dood, hulle is by die Here, jy weet, en ja, dit gee vir ons hoop na die dood. Maar Jesus sê, hy is die opstanding en die lewe. Hy is nie net die hoop na die dood nie, hy gee vir ons hoop vir hierdie lewe. En dit is die wonderlike, dis nie daai, amper wil ek sê, wortel wat voor jou neus gehang word, ag, sukkel maar deur hierdie lewe, probeer jou beste wat jy kan, en dan gaan jy dood, en dan word die wonder van Jesus eers 'n werklikheid en 'n realiteit. Nee, hy sê ek is die opstanding en die lewe. Vir die ou wat nie die voorreg gaan hê om daar te wees fisies wanneer die Here Jesus kom nie. Hy sê vir daai ou, hy gaan opstaan daardie dag, maar ek wil vir jou sê, tot so lank as wat jy hier lewe, tot daai laaste asemteug van jou. Dit hoef nie maar net, ek probeer oorleef in hierdie wêreld nie. Jesus sê, hy is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Hy is ons hoop ook vir die ewigheid, maar ook vir hierdie lewe. Andre het Vrydag aand, my datums is deur mekaar, Donderdag aand gepraat van Jesus wat gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En hy het vir ons gevra, daai vraag, bestaan jy net of leef jy? Het ons die lewe van die Here Jesus, want hy is die weg en die waarheid en die lewe. En hierdie lewe, ek en jy het die voorreg om in hierdie lewe, en ons praat nou nie van 'n prosperity lewe nie, die beste lewe te kan lewe, wat ek en jy kan. Hoekom? Want hy is die opstanding en die lewe. Hy gee sy lewe hy verder voort.
in my en deur jou en deur my. En daarom moet ek en jy, en kan ek en jy, en behoort ons elke dag dankbaar te wees. En die eerste ding wat ons doen in die oggend is te sê, Jesus, dankie dat U opgestaan het, dankie dat U die opstanding is, maar dankie dat U ook die lewe is. Here, ons hoop is nie net op daar eendag op die opstanding nie, dis nou in U, ons lewe hier, ons het U lewe, die ewige lewe het U vir ons kom gee, dis U wat deur ons lewe, help my om vandag die beste te kan wees wat ek is, om eer en heerlikheid aan U te kan bring. Dis nie net ons hoop vir na die dood nie, dis ons hoop vir die lewe. Vers 25 sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Weet jy wat sê Jesus hier 2 keer? Waarvan praat hy? Wat is die woord wat hy 2 keer herhaal? Lewe. Ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe. Jesus het gekom om lewe te bring vir my en jou. Nie net te probeer aanhou en ons karring maar net aan die lewe is wat hy gebring het. Lewe is wat die oop grafsteen vanoggend vir my en jou sê, dat ek en jy het die geleentheid gekry, ons het 'n tweede kans op die lewe gekry. Ons het 'n tweede kans op die lewe gekry saam met die Here Jesus. Die eerste keer het ons 'n enorme gemors daarvan gemaak, en toe kom stop sy genade by ons, en toe gee hy ons 'n tweede keer, en nou sê hy, hierdie lewe, ek is die opstanding en die lewe. Ek wil deur jou lewe, ek gee vir jou 'n tweede kans, om dit wat jy die eerste keer opgemors het, om 'n sukses te kan maak, die tweede keer. Hoekom? Want die graf is leeg. Hy het opgestaan. Hy lewe in ons. Hy lewe deur ons. Hierdie kontras wat Jesus hier stel, wat hy praat van lewe teenoor sterwe. En lewe teenoor dood. Wat 'n kontras. Ek wil, jy het nie nodig gehad om vir Maria en vir Martha hier te vertel. Jy weet, hulle het baie keer gedink, ag, was ons broer maar net nog hier. Dood teenoor lewe, baie keer is dit, hoekom het ons nie dit, hoekom nie dit, hoekom, as ons wens ons kan nog net weet, al hierdie goed, die kontras tussen die dood en die lewe, en die Here Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Jy hoef jou nie te bekommer oor die dood nie. Die dood het sy angel verloor, die krag wat daar in die dood was, bestaan nie meer nie, want Jesus het die dood oorwin. Hy is die oorwinnaar, en ons is saam met hom, en daarom is die dood, ja, dis 'n ongelooflike realiteit, en 'n baie, baie hartseer emosie, en ding wat ons ervaar, en 'n ou besef daarna, lyk die lewe, en is die lewe baie keer nie heeltemal dieselfde as wat dit was voor die tyd nie. Maar die lewe van die Here Jesus in ons, die dood het sy angel verloor. Hoekom? Want hy is die opstanding en die lewe. Hy is die lewe nou, maar hy is ook die opstanding vir ons. En wat is die verskil? Wat is die verskil hier tussen lewe en dood? Dis 'n persoon. Jesus. Jesus is die verskil. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus vir ons, ek gaan gou vir julle hier lees, Johannes 6 vers 9 en Johannes 14 vers 6, waar Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Nie ek het die weg, ek het die waarheid en ek het die lewe nie. Hy sê ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Die lewe is 'n persoon. Dis nie 'n konsep nie, die lewe is 'n persoon en ons het daardie persoon. Hy kom woon in ons hart, in sy volle godheid, die dag wanneer ek en jy tot bekering kom en ons lewe vir die Here gee in die wonderwerk van wedergeboorte. Dan is dit nie 'n iets nie, dis nie 'n magiese iets wat ons kom woon nie, dis die persoon van God, wat van daardie dag af in ons kom. Want hy is die weg en die waarheid en die lewe. Ek lees gou vir julle hier in Johannes 6 vers 39 en 40, wat Jesus hier ook gesê het. Hy sê, en dit is die wil van my Vader wat my gestuur het, dat almal wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie,
maar hulle opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Hy gee die ewige lewe, hy gee die lewe en hy sê, as hierdie ou nie daar is die dag wanneer die basuin blaas en Jesus kom nie, hy sal hom opwek in die laaste dag. Die opstanding is ook 'n persoon. Dis die Here Jesus Christus. Is dit nie wonderlik nie, dat ek wens 'n ou kon op een of ander manier ervaar het en gesien het en 'n vlieg teen die muur gewees het daardie oggend toe die disippels besef het hy het opgestaan. Wat het deur hulle harte wat moes gebeur het? Ja. Ek wil die Bybel gee vir ons so 'n blik van dit. Maar kan jy dink ou Petrus wat altyd 110 goed te sê gehad. Ek wonder wat het hy daai dag gesê. Dit sou baie interessant gewees het, baie interessant. Johannes, die ou wat altyd gedink het in hierdie goed en sulke mooi. Hoe het hulle dit beleef? Hoe het hulle dit ervaar toe hulle besef alles wat Jesus gesê het? Ons het die wonderwerke gesien. Hulle het gesien hoe hy Lazarus uit die dood uit opwek. En hulle het hierdie goed gesien, maar om daai dag te besef alles wat hy gesê het. Alles wat hy gesê het hy gaan doen. Dit het waar was ons? Hoe het ons dit gemis? Hoe het ons nie van die begin af waar ons gekom het, mense amper gevat en hulle geskit en gesê, hey, luister na hom, hy is die Messias, hy gaan gekruisig word, hy gaan opstaan uit die dood, julle glo ons nie nou nie, maar ek sê nou vir julle, hy gaan opstaan uit die dood. Ek dink hulle sou 'n ander benadering gehad het tot hierdie hele saak, 'n bietjie meer, ek wil nou nie sê aggressief gewees het nie, maar hulle sou baie meer opgewonde gewees het oor dit. Wat 'n belewenis, wat 'n ongelooflike ondervinding, om te sê, die opstanding uit die dood is 'n persoon, dis die Here Jesus, hy het nie die opstanding nie, hy bring nie die opstanding nie, hy gee nie die opstanding nie, hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Die opstanding is in 'n persoon. Hy het die dood oorwin vir ewig en altyd. Dit neem nie die trane weg nie, dit neem nie die hartseer weg nie, met tyd ja, gaan dit, maar hy het die dood oorwin. Die opstanding is 'n persoon. Daar 7 keer in die evangelie van Johannes wat hy, Jesus hierdie woorde sê, wat hy vanoggend vir Maria en vir sy disippels gesê het, wat hy sê, ek is. Hy sê hier in hoofstuk 11, sê hy, ek is die opstanding en die lewe. Die eerste keer wat Jesus van dit so praat is in Johannes 6 vers 35, sê hy, ek is die brood van die lewe. Nie ek het die brood van die lewe nie, nie ek kan die brood van die lewe gee nie. Hy sê vir sy disippels, ek is die brood van die lewe. Hy sê met ander woorde daar vir sy disippels, ek is julle versadiging. As jy honger en dors het, ek is die oplossing daarvoor. Ek is die brood van die lewe. In Johannes 8 vers 12 sê Jesus vir sy disippels, hy sê, ek is die lig van die wêreld. Kan ek weer sê, hy bring nie die lig nie, hy is die lig. Die oomblik wanneer Jesus as 'n persoon deel word van my lewe, dan verdryf hy die duisternis. Daar waar ek gesukkel het om goed raak te sien, kan ek sien. Hy is die lig. In Johannes 10 vers 7 en 9 sê Jesus vir ons, ek is die deur. Mense sal deur my ingaan en deur my uitgaan en hulle sal veiding vind vir hulle siele. Hy is die deur tot sy koninkryk. Daar is net een naam onder die hemele gegee waardeur 'n mens gered kan word, en dit is die naam van Jesus Christus. Daar's nie 'n ander manier om in die hemel te kom nie, want hy sê, ek is die deur. As jy nie by daai deur ingaan nie, nou nie noodwendig daai een nie, want hierdie kerk het verskillende deure, die koninkryk van God het net een deur. Hy sê, ek is die deur. Ek wys jou na die deur toe nie, ek is die deur. Jy kom deur my in en uit in my koninkryk, het die Here Jesus gesê. Hy sê in Johannes 10 vers 14, hy sê, ek is die goeie herder. Hy is die een wat vir ons sorg en vir ons beskerm. En daar is vir ons. Dan hier in Johannes 11
vers 25 wat Jesus sê, ek is die opstanding en ek is die lewe. Johannes 14 vers 6 waaroor André nou so 2 geleenthede met ons gepraat het wat Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Wat meer het ek en jy nodig? Die weg, die pad, hoe ons moet gaan, die weg, die waarheid, die lewe. Alles wat ek en jy nodig het in hierdie lewe, is Jesus vir ons. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. En dan in Johannes 15 sê Jesus, sy Vader is die landbouer en hy is die wingerdstok. Hy gaan aan in Johannes 15 vers 7 sê hy, ek is die wingerdstok, julle is die lote. Solank as wat ons in die wingerdstok bly, sê hy vir ons, sal ons vrug dra. Dit praat van sekuriteit. Het jy al ooit probeer om 'n druiweprieel, 'n loot af te breek? Het gebeur nie. As jy nie 'n snoeisker of 'n knipmes het nie, jy draai daai ding, jy breek om die sap spat later, die bas is af van hom af. Maar daai loot bly in die wynstok, jy moet vir hom afknip. Dit praat van sekuriteit en sekerheid wat daar is vir my in my verhouding. Jesus sê hy is die wynstok, ek en jy is die loot. Solank as wat ons in hom bly, sal ons vrug dra. Dit praat van sekuriteit en dit praat van vrug in ons lewe. Want dit wat uit die wynstok uitgaan, in die loot ingaan, daar in die korrel, dis wat oorspronklik in die wynstok is. Dis dieselfde lewe wat daar deurgaan. Ek en jy belewe nie in hierdie lewe iets anders nie. Dis die lewe van God in ons. Ons het dit gesê aan die begin, die ewige lewe is nie iets daar aan die einde wanneer die kluite op die kus klap, nou lê ek aan sê ek, dankie Here Jesus, nou is dit uiteindelik verby. Oh, nou het ek die ewige lewe nie. Nee, dankie Here Jesus, ek het nou die ewige lewe. Ek is ingeënt in die wynstok. Ek is hierdie loot in die wynstok. U lewe is my lewe. U gedagtes word al meer en meer my gedagtes. U gesindheid word al meer en meer my gesindheid. Here Jesus, dis elke dag, dis waarom ek opstaan en sê dankie dat die graf leeg is. Want ek is deel van U. Ek is die wynstok en julle die lote. Ek wonder of julle geluister het vanoggend hier, terwyl ons gesing het, want altyd hand aan hand saam met die opstanding uit die dood praat ons ook in dieselfde asem van die wederkoms van die Here Jesus Christus. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Die twee is, Jesus sê, hoeveel keer vir ons, van die opstanding en van die lewe. En Paulus skryf vir ons daar in 1 Tessalonisense 4, ek wil net gou, want jy sien die gedagte wat Paulus hier aanraak, in Tessalonisense was daar op daardie stadium 'n lering, 'n vals lering wat gekom het, wat hulle vir van die gelowiges gesê het, jy kan dit nie glo nie, dat die wederkoms het klaar plaasgevind en julle het dit gemis. Kan jy dit glo? Dis nie net, 'n ou dink, ja, ons wens ons kon in die Nuwe Testamentiese tyd geleef het. Ek wil vir jou sê, daar was net soveel nonsens in daai tyd as wat ons vandag het. Dit was die algemene lering wat daar was op daardie stadium en daardie stadium, dat Jesus het gekom en sorry, julle het dit gemis. En hier sit baie ouens in die kerk, hulle is verward, hulle sê, wat nou? Hoe het ons dit gemis? Wat is nou die rewind en hoe kan ons weer met dit kom? Hy verduidelik vir hulle hier in 1 Tessalonisense 4, vers 13, hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want toe sê hy, ja, maar die dooies is dan nou klaar by die Here Jesus, maar ons wat bly lewe, dit was die leer. Hy sê, nee, die ouens wat dood is toe Jesus gekom het, toe julle dit gemis het, hulle is in die hemel en julle is nou hier op aarde. Hy sê, maar broers, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis, tot die dodes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe
en opgestaande. Dis mos wat ons doen. Is ek reg? Ons glo Jesus het gesterwe en opgestaan. Dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring, wanneer hy kom. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die dooies, die ontslapenes, hoegenaamd nie voor sal wees nie, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Met ander woorde, die dooie ouens sal opstaan wanneer Jesus kom. Hulle sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by mekaar wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Sien jy watter betekenis of watter konsep sit Paulus hier by mekaar in vers 14? Hy sê dat Jesus gesterwe en opgestaan het, die opstanding en die lewe. En dan sê hy, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Dit is die antwoord op die vraag van baie mense van waar gaan jy heen as jy sterf? Waar is die Christen as jy sterf? Dan sal God so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. As hulle saam met Jesus uit die hemel kom, waar was hulle tot dan? Hulle is by hom, hulle siel. Nou, om hierdie goed te probeer verduidelik en te verstaan, ons is net heeltemal te plat. So verskoon my, en as jy nie met my saamstem heeltemal nie, dan is dit ook oukei. Die siel van die mens, die gees van die mens, wanneer ons sterf, word ons liggaam begrawe, en ons siel gaan na God toe in die hemel. En hierdie siel van die ontslape bring die Here Jesus die dag met sy wederkom, sê Paulus vir ons, bring hy dit saam met hom, want dan word ons onsterflike liggaam, daai verheerlikte liggaam word opgewek, en die siel en die verheerlikte liggaam is dan verenig met mekaar. Dis wat hy hier sê. Sodat die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring, want ons sê dit vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, met ander woorde, kom ons sê, dis in ons tyd, waarvoor ons hoop het sal wees. Ek en jy wat hier in ons liggaam het, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Ons praat in die tyd van FOMO, fear of missing out. Hierdie ouens het serieus FOMO gehad. Hulle was bang, die ouens wat dood is voor ons. Wat as die ene voordeel het in die wederkoms? Wat as die een, want dis waarin hulle gelewe het. Hulle sê, ons het dit gemis. Ons het die eerste geleentheid toe Jesus gekom het, was verkondig, het ons gemis. Hulle sê, ons kan dit net nie weet. Paulus sê, vergeet van jou FOMO. Niemand gaan iemand anders vooruit wees nie. Jesus kom uit die hemel, hy bring die siele van die wat gesterf het saam met hom, in daardie oomblik ons wat hier op aarde is, gaan op saam met hulle en ons ontmoet hom. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Is dit nie wonderlik nie? Hy is die opstanding en die lewe. Ek en jy hoef nie al hierdie goed 100% op 'n kaart te kan uitplot nie. Maar hy sê die ou wat gesterf het in Jesus, en die ou wat lewe hier op aarde in Jesus, die dag wanneer hy kom, dan ontmoet ons mekaar in die lig by mekaar, en dan is ons altyd by die Here. Hy sê, moenie julle aan hierdie storie steen nie. Hy sê, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Kom ek en jy bemoedig onsself met die feit dat Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Kom ons bemoedig mekaar. Die graf is leeg. Wanneer die Here Jesus kom, of ek reeds dood is en of ek lewe, ons is saam met hom. Kom ons bemoedig mekaar hiermee. Want die opstanding en die lewe is nie 'n iets nie, dis nie 'n gebeurtenis nie. Dis 'n iemand. Dis 'n iemand wat in ons hart bly. Kom ons bemoedig mekaar met hierdie Jesus wat in ons is. Kom ons lewe so
saam met hierdie Jesus, dat dit 'n bemoediging en selfs 'n aanklag teenoor die wêreld daar buite is, om te sê, maar te midde van dit alles, hoe kan hierdie mense, hoe kan hulle so wees? Want ons weet, dat daardie dag wanneer hy kom, of ek lewe en of ek sterwe, hy is die opstanding, hy is die lewe, die ewige lewe is in ons. Kom ons laat toe, dat God deur ons lewe en deur ons doen, wat hy graag wil doen. Kom ons bemoedig mekaar hiermee. Die graf is leeg, hy het opgestaan. Kan ons dit doen? Kom ons doen, kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom sê vir u baie dankie vir oggend, dat u is die opstanding en die lewe. Here, ons kan so opgewonde raak in ons harte hieroor. Ja, die feit dat u alles is wat u gesê het, toe u gesê het, u is die lig van die wêreld, toe u die duisternis kom verdryf. Toe u gesê het, u is die brood van die lewe, Here, toe u die honger wat ons gehad het, kom stil maak in ons lewens. En so gaan dit net aan. U wat gesê het, u is die weg en die waarheid en die lewe. Here, wanneer ons nie geweet het en wanneer ons nog steeds baie keer nie weet watter kant toe nie, dan draai ons net na u toe. Want u is die weg, u is die waarheid, u is die lewe. Dankie Here Jesus, dankie dat u die goeie herder is wat vir ons sorg. Dankie dat u die deur is, waardeur ons in u koninkryk kan ingaan. Dankie dat u die wynstok is, waarin ons kan bly, waar ons krag en ons energie vandaan kan kry, en ons lewe vandaan kan kry. Help vir ons om mekaar te bemoedig, met die wete dat u lewe, en ons lewe alreeds saam met u. En hulle wat ons vooraf gegaan het, Here, ons is dankbaar dat hulle by u is, vanoggend. Ons is so dankbaar dat hulle reeds by u is, en ons besef, Here, hoe dit ook al is, die Bybel sê, ons hoef nie bang te wees, die een gaan nie meer hê as die ander een nie. Dankie Here Jesus, ons sien uit na daardie dag, wanneer ons oë gaan ophef na die wolke, en u gaan kom. En of ons van bo af saam met u kom, en of ons van onder af gaan om u te ontmoet, Here, ons is opgewonde, ons sien uit na daardie dag. Gee dat ons mekaar sal bemoedig, tot daardie dag, met hierdie wete, dat u is die opstanding en die lewe. Here, lewe deur ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.